Goeiedag, liewe luisteraars, wat 'n blye dag is dit nie vandag nie. Ek is so excited vandag. Vandag is die dag wat ons die Here Jesus Christus kan herdenk. Halleluja, dat hy sy lewe vir ons opgeoffer het op die kruis van Golgotha. Amen. En hy het dit met eer en met lof gedoen, prys die naam van die Here. Hy het gedoen wat die Vader aan hom gegee het om te doen, wat die Vader aan hom opgedra het, oorgehandig het om te doen, en hy het dit volbring. Ek wil vandag met u deel uit die boeke van Galasiërs, maar voor ons in die woord van die Here gaan, wil ek net saam met u 'n gebed doen. Kom ons sluit ons oë, liewe kykers, en ons vertrou die Here vir 'n magtige werk. Vader, ons dank u, Here, vir u goedheid, vir u guns, vir u liefde en u genade. Ons dank u, my koning, Here, vir u kosbare bloed, Here, wat op elkeen van ons vandag rus, my God. Ons dank u, Here, dat u ons vry kom maak het, dat u ons hemelse Vader kom losmaak het, Here, van die sonde, my God, in Jesus naam. Ons dank u, Here Jesus Christus, Here, vir hierdie blye dag, my koning, Here. Wees in elkeen se hart vandag, Here. Maak die harte oop, Here, maak die gedagtes oop, Here. Here, dat hierdie woord, Here, van u hemelse Vader sal indring, hemelse Vader, en veranderinge in ons kykers, ons luisteraars se lewens sal bring in Jesus Christus naam, Here. Ek bid, hemelse Vader, vir radikale veranderinge, my God, in die heilige naam van Jesus Christus. U is 'n wonderwerkende God, my koning, Here, en u hand, hemelse Vader, is vol krag en vol mag, my God. By u is niks onmoontlik nie, Vader. Ek loof u naam, ek prys u kosbare naam. Aan u kom die lof, die eer en die aanbidding toe in Jesus heilige naam. Met alle danksegging, my koning, kom seën ons dan hoe verder waar ons in die woord van u sal gaan, in Jesus naam. Amen. Ja, liewe luisteraars, ons dank die Here vandag. Ek wil gou net saam met u deel uit die woord van die Here wat praat in Galasiërs 6 vanaf versie 8. Hy sê, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Dierbaar is hier, halleluja, praat die woord van die Here saam met ek en u, en hy sê vir ons mooi in versie 9, Galasiërs 6 versie 9 sê mooi, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Hy sê ons moet nie moeg word om goed te doen nie. En wanneer ek kyk na die woord van God in die boeke van Johannes 19 versie 30 sê die woord van die Here vir ons daar, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Het hy gesê, dit is volbring. Dan sê hy in die woord van God in Lukas 23 versie 34 sê, toe sê Jesus, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die woord van die Here is so magtig, dit is so kragtig, dit is so heilig, liewe kykers, dat ek en u kan nergens vlug, ons kan nergens vir ons wegsteek nie, ons kan ons nie verberg vir die aangesig van die Here. Ek dink die woord van God sê vir ons in Jesaja 60, verklaar die woord van die Here daar, hy sê, ek sal vir julle die son en die maan wees, my aangesig sal altyd deur oor julle skyn. Ek kyk na die optrede van ons Here Jesus Christus in alles wat hy gedoen het, in alles wat hy op aarde gedoen het, vir die tydperk wat hy hier was, het hy blindes laat sien, hy het dowes laat hoor, hy het krepeles laat loop, hy het selfs dooies opgewek, hy het self melaatses gereinig, al hierdie wonders en tekens wat die Here Jesus gedoen het hy alleluia ter wille van ek en u gedoen, sodat die mens kan sien die mooi en die kragtige handewerk van die Here van die leerskare, die God van Abraham, Isak en Jakob. Jesus Christus het gekom om aan ons te toon, hy sê hulle vra vir hom, Here, toon aan ons die Vader, en hy sê vir hulle, as julle my sien, dan sien julle die Vader. Die Bybel sê vir ons, toe God die mens skep, toe die mens formeer, het hy die mens gemaak volgens ons ewebeeld, en dit is wat Jesus vir ons wil bewus van maak, is dat wanneer ons na hom kyk, sien ons die Vader, want hy is die lewende seun van God. So hy sê, soos die Vader in my is, so is ek
in hom. Hier kom ons by hierdie dag vandag wat ek en u kan herdenk en oorbly wees, dat hierdie Jesus Christus met al sy goeie dade, met alles wat hy gedoen het, kom dit op die boeke van Galasiërs, waar hy vir ons vandag sê, in Galasiërs 9, laat ons dan nou nie moeg word om goed te doen nie, maar hy sê, maar op die regte tyd sal ons die oes, halleluja, insamel. Die Bybel is so 'n werklikheid, hierdie woord, die letter is dood, maar die gees van die Here maak dit vir ek en vir u lewendig. U wat vandag luister, u wat vandag voel dat u het so baie dinge al vir mense gedoen, u is 'n goeie persoon voel u, maar Jesus Christus het hulle sê, goeie meester, toe sê, niemand op hierdie aarde is goed nie, selfs nie eens hy nie, net die Vader in die hemele is goed, prys die naam van die Here. Niemand van ons is werd om genoem te word, dat ons 'n goeie mens is nie. Jesus Christus het dit nie aanvaar nie, hy het vir hulle gesê, net die Vader wat in die hemele is, hy is goed, hy alleen is goed, prys die naam van die Here, en Jesus Christus was vir ons goed op hierdie aarde, maar hy het nie daar die erkenning geaanvaar nie, hy het nie dit toegelaat nie, hy het aan die Vader die eer gegee, hy het aan die Vader die lof gegee, hy het aan die Vader die prys gegee. Jesus Christus het gekom en hy het hierdie goeie dade gedoen. U wat vandag by u woning sit, u wat vandag kyk na hierdie program en op hierdie boodskap afkom, ek is Pastor Newton Bester en vandag is dit weer vir my 'n voorreg om met u te deel rondom hierdie skrifgedeelte, want dit is so belangrik dat ek en u moet sien, wat dat is belangrik vir ons om goed te doen aan ons medemens. Die Bybel sê vir ons dat ons moet mekaar se laste dra. Dit wil nie sê, amen, ek moet altyd net jou las vir jou vat nie. As jy jou las kan dra, dra dit, maar die Bybel sê, wanneer iemand swak is, dan moet ons hom optel. Wanneer iemand, as ons sien, daar lê iemand teen die pad, soos die Bybel vir ons leer in die woord van God, waar hy sê dat die goeie Samaritaan, dat Jesus Christus is die goeie Samaritaan, toe hy die man sien in sy bloed lê en spartel, die leviet het verbygegaan, die priester het verbygeloop, maar die goeie Samaritaan het hierdie man opgetel, hy het sy wonde laat genees, hy het hierdie man, halleluja, hy het hom omgesien, hy het toegekyk dat hierdie man weer gesond word, hy het nie verby hom geloop nie, aan die kant omgedraai, sy gesig weggedraai nie, maar hy het goed gedoen. Hierdie Samaritaan is Jesus Christus van Nazareth, die lewende seun van God. Hy het sy lewe opgeoffer, hy het gegaan op hierdie tog, dat hulle hom die kruis gegee het, wat hy moet dra, wat nie aan hom behoort het nie. Hy het 'n sonde gedra op hom, wat nie aan hom toegekom het nie, want hy het nie verkeerd gedoen nie. Daar was niks verkeerds wat Jesus Christus gedoen het nie, maar hulle het 'n aanklag teen hom gesoek om hom te kruisig. Maar Jesus het verstaan, want die woord van die Here sê, toe hy in die tuin van Getsemane was, het hy gebid en gevra, Vader, laat hierdie bitterbeker verby my gaan, maar hy het ook gesê, nie my wil nie, maar laat u wil, Here, laat u wil geskied. Baie maal wanneer ek en u goed doen en ons sien al die goeie werke wat ons doen, al die tye wat ons goed was vir mense, vir familie, vir vriende, vir sekere dinge wat ons gedoen het wat goed was vir mense, soms voel ek en u, ons gee op, ons wil nie meer goed doen vir ander nie, ons kan nie meer goed doen vir ander nie, want dit word nie raak gesien nie, dit word nie geherken nie. Dis omdat ek en u verwag van mense om vir ons iets te sê, hy is 'n goeie mens, ons verwag van mense om vir ons iets te gee, of vir ons op te lig, of van ons iets goeds te praat. Ons verwag van mense op hierdie wêreld, in hierdie aarde, om vir ons op te lig, maar wanneer ons goed doen, moet die goedheid wat ons doen, die persoon wat die eer moet kry, is die God van die hemel, is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hierdie Jesus Christus moet die eer ontvang, wanneer ek en u iets goeds vir mense doen. Die Bybel sê, wanneer jy vir iemand gee, moet die ander een hand nie weet wat die ander hand doen nie. Dit wil sê, dat ons kan nie, wanneer ons vir iemand iets doen, iets terug verwag nie. Dis nie van ek en u, dis nie reg van ek en u wat in Christus lewe, van wanneer ons vir iemand iets gee, om terug te verwag nie, want die een hand moet nie weet wat die ander hand doen nie. Ons moet dit doen, omdat ons 'n liefde het om dit te doen. Ons moet dit doen met vrede in ons harte, ons moet dit doen met vrygiewigheid, omdat ons dit wil doen, nie omdat ons iets terug verwag van mense nie, maar omdat ons weet, dat ons Vader wat in die hemel is, sal ons eendag beloon, want hy sê, uitdruklik sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap, sal ons op die regte tyd ook die oes, op die bepaalde tyd ook die oes insamel. Dit is wat die woord van God vir ek en vir u leer vandag. In die boeke van Galasiërs praat Paulus hier en hy sê, op die bepaalde tyd sal ons die oes insamel. Weet u, ek wil vir u sê, in baie gevalle en in baie van ons se lewens, kom ons by plekke waar ons voel om op te gee vir die goeie dinge wat ons doen.
Ons voel, ek kan nie meer hierdie goeie dinge doen nie. Ek kan nie meer goed wees vir ander nie, want ek sien nie dat dit enige voordeel het in my lewe of in my gesin se lewe nie. Baie maal voel ons van die vyand het 'n manier om ons te manipuleer in ons gedagtes, in ons emosies, in ons gevoelens, in ons leefwyses, het die vyand 'n manier om ons te laat swak word. Maar die Bybel leer vir ons dat in ons swakheid word die krag van God volbring. Daarom moet ons altyd deur die woord van die Here in ons harte bewaar, want die Bybel sê ons moet sy woord in ons harte inbewaar. Hy sê ons moet bid dat God sy liefde in ons harte uitstort. Dit is so belangrik dat ons die liefde van die Here in ons harte het, en nie net in ons harte nie, maar dat ons dit in ons lewens bewys. Baie maal maak mense misbruik van ons goedheid, en dit is die rede hoekom ons baie maal voel ons kan nie meer aangaan nie. Dit voel vir ons wil opgee, ons wil stop met dit wat ons doen, ons wil net omval. Dit voel vir jou soms jy wil flou word, van jy kan nie meer, jy is nie 'n slegte persoon nie, jy weet, jy probeer jou beste om goed te wees teenoor ander, maar as gevolg van die negativiteit wat kom, voel jy om op te gee. Hier sien ons 'n man, 'n werklike man, 'n man wat gebore is uit die gees van God. Hy was geplaas in die baar van moeder Maria, en hy het gekom in hierdie wêreld. Hy was aangekondig deur die engele. Hier sien ons hierdie man wat goeie werke kom doen het, wat selfs vir sy ma en vir sy broers gesê het, hy sê, hier is my broers en hulle wat die wil van die Vader doen, is my moeder en my broers en my familie. Dit is wat hy aan sy eie familie gesê het, omdat hy 'n goeie leermeester was. Hy was die Rabbondi, hy was die lewende seun van God, en hier kom hy by 'n punt om te sê, Here, laat die beker verby my gaan. Maar hy sê ook, nie my wil nie, maar u wil. Hy loop met hierdie kruis wat hy nie behoort te dra nie, met 'n kruis wat nie aan hom behoort het nie, maar hy het dit gedra. Hy was besig met die goeie werke. Hy was besig met hierdie skrifgedeelte wat die Bybel sê, laat ons nie moeg word nie. Hy het gekom by die plek waar hy voel in sy vlees, hy's moeg, maar ter wille van die Vader het hy het gedoen, van dit het nie gegaan om oor hom nie. Hy besef, dit gaan nie oor hom nie, maar dit gaan om die mensdom in hierdie wêreld. Dit het gegaan om die sonde van hierdie mense, en as gevolg van sy goeie dade, terwyl hy hierdie kruis gedra het, terwyl hy op die kruis gehang het, het hy hierdie woorde geuiter, deur te sê, terwyl hulle hom spot en van hom vir negatiewe dinge praat, terwyl hulle vir hom sê, red jouself van hierdie kruis af, as jy dan so die seun van God is. Hulle sê vir hom baie dinge, die Bybel sê, en hulle het op hom gespieg, die Bybel sê, en hulle het hom uitgejou, en hulle het 'n doringkroon op sy hoof gesit, en terwyl hy op daardie kruis hang, het baie dinge voor hom gebeur. Verbeel vir ek en vir, kom ons verbeel onsself, en ons kyk, en ons sien dat as ons sien hoe ons eie familielede, ons eie vriende, mense vir wie ons gehelp het, vir ons bespot en vir ons negatiewe dinge sê, dan voel ek en u, ons wil moeg word, ons word ontstel, ons word boos, maar hier kom Jesus op die kruis van Golgotha, en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar daardie mense het gedink, hulle weet wat hulle doen, as hulle Jesus Christus kruisig, hulle het gedink, hulle weet wat hulle doen, terwyl hulle lederige en verkeerde woorde teenoor hom spreek, terwyl hulle hom vervloek, terwyl hulle al hierdie dinge doen, het hulle gedink, hulle weet wat hulle doen, want hulle het gedink, hulle ken die Vader, maar die een wat op die kruis hang, is deel van die Vader, want die Vader is in hom, en hy is in die Vader, en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Bybel sê, en Jesus het geroep, sê die Bybel in die boeke van Lukas sê, soos ek gelees het, halleluja, roep Jesus, hy sê, ek het dors, die Bybel sê, en hulle het gehardop, en hulle het hom asyn gegee om te drink, terwyl hy in daardie pyn was, terwyl hy in daardie lyding was, terwyl hulle al die dinge aan hom gedoen het, terwyl hulle reeds vir hom verneder het, bring hulle die asyn van, hy was dors, hulle gee hom nie eens 'n bietjie water nie, maar hulle bring vir hom asyn om dit te drink, en toe hy die asyn gedrink het, toe sê, Here, dit is vol, Vader, dit is volbring. Wat was volbring? Toe Jesus sê, dit is nou volbring, wat was volbring? Die volbring, dit wat volbring was, want dat hy het nou die oes ingesamel van die sonde, is nou vergewe van die mens, van hy het sy asem uitgeblaas, nou is die sonde van die mensdom vergewe, nou het ons volle toegang tot die Here Jesus Christus, tot die koninkryk van God, maar omdat die mens hardkoppig was, wou hulle dit nie aanvaar nie. Daarom is dit vir ek en vir u belangrik om dit te aanvaar, dat hy sy lewe opgeoffer het op die kruis van Golgotha, met daardie woorde, dit is volbring, ons probleme is nou weg, ons omstandighede het nou verdwyn,
verdwyn, ons moeilike tye is weg, maar ons moet hom aanvaar as ons wil hê, dit moet weggaan, as ons wil hê, dit moet verdwyn. Nou sê jy, ja maar pastor, ja my broer, jy praat so, maar jy sit dan nou nog in daardie stryd, of ek dien nou die Here, maar ek sien hoe mense swaar kry wat die Here dien. Dit gaan nie oor wat ons hier kry nie, dit gaan nie oor wat ons hier het nie, maar omdat ons in die gees wandel, sê die woord van die Here, omdat ons op die akker van die vlees steen, sal ons die ewige lewe bekom, sal ons die ewige lewe bekry, en die ewige lewe is in die koninkryk van God, want ek en u se pad, ons wat Christus dien, wat Christus ken, se pad, is nie op pad na 'n groot huis op die aarde nie, is nie op rykdom van die aarde nie, maar dit is na die koninkryk van God, daar wat Jesus gesê het, hy moet gaan om vir ons plek te gaan voorberei. Hierdie Jesus Christus het dit alles volbring. Daarom kan ek en u vandag sê, ons sit nie meer in apartheid jare nie. Daarom kan ek en u vandag sê, ons is vry, prys die naam van die Here. Ons kan doen wat ons wil doen, ons kan ons eie besluite neem. Dis hoekom jy die reg het vandag om dinge te doen soos jy het wil doen. En net so het jy die reg om te besluit om hom te aanvaar. Hy is die een. Dit was nie 'n president nie, dit was nie 'n koning nie, dit was nie enige een of ander heerser van die aarde nie, maar dit was Jesus Christus wat vir ek en vir u se sonde en se oortredinge gesterf het op die kruis van Golgotha, vir elke taal en nasie. Hy sê alles wat asem het, loof die Here. Almal wat asem het, alles wat asem het, loof die Here. Hy het vir alle mense, ryk of arm, watter kleur, watter nasie, hy het vir almal op hierdie aarde, het hy sy lewe opgeoffer ter wille van die Vader. Hierdie Jesus Christus, sy liefde is groot en sy goeie dade is oorweldigend. Dit is onbeskryflik groot, want die Bybel is te klein om al die goeie dade van ons Here Jesus Christus te beskryf, om al die goeie dade van die Vader te beskryf, en daarom het ons die geleentheid vandag, van nadat Jesus Christus sy lewe uitgeblaas en gesê dat dit is volbring, het ek en u nou die reg gekry om hom binne in ons te kan laat lewe. Daarom moet ons hom aanvaar, sodat hy binne in ons kan lewe, en sodat ons dan nou hierdie de goeie werke kan doen, soos wat Jesus Christus dit van ons verlang om te doen. Die Bybel sê, toe hy gaan, toe die disippels gewag in die boventrek, en hulle het die gees van die Here ontvang. Daarom het hy vir ons die troostenaar gestuur, om vir ons te leer en te lei, om vir ons die weg en die waarheid te wys, om vir ons te help wanneer ons swak is, om vir ons te help wanneer ons wil moeg word, wanneer ons wil opgroei, van op die bepaalde tyd, sal ons die goeie oes insamel. Ek wil vir jou sê, hou aan om goed te doen. Die Here sal op die bepaalde tyd vir jou deurkom. Die Here sal op die bepaalde tyd vir jou deurbreek. Net die tyd wanneer jy voel jy gaan nou opgee, net die oomblik wanneer jy voel jy gaan nou in mekaar insak, net die oomblik wanneer jy trane stort, ek sê en sê, Here, Vader, ek kan nie meer nie. Net daar die oomblik is die Here besig om vir jou die oes in te stuur, om vir jou deur te breek, om vir jou lig te bring, om vir jou uit te haal uit die situasie waarin jy sit, maar gee aandag en gee herdenking en gee eer en lof aan hierdie Jesus Christus, wat sy lewe vandag vir ons opgeoffer het op hierdie kruis van Golgotha. Dit is as gevolg van hom. Hy is die lam wat vir ek en vir u geslag is. Maar ek hoor in die boeke van Openbaring, sê Johannes, en daar is die lam van God, en op 'n volgende keer noem Johannes en hy sê, daar is die leeu van Juda. Hy sê, die Bybel sê vir ons, dat die vyand loop soos 'n brullende leeu rondom die mens te verslind, maar ek wil vir u sê, ons het die lam, en hy is ook die leeu van Juda. Hy is die een wat die seël kom verbreek het, en dat die boekrol oopgemaak kan word. Hierdie leeu van Juda hy is sterker as die brullende leeu. Die vyand is nie 'n leeu nie, hy is maar net 'n brullend, hy maak asof hy 'n leeu is, van die Bybel sê, hy kom voor soos die engel van die lig. Hy maak asof hy goed is, maar hy wees, daar is geen goedheid in die vyand nie. Alles wat hy gee, lyk mooi, maar dit is nie van Christus af nie, maar hierdie Jesus Christus as 'n werklikheid. Die rede hoekom ons so dit moeilik vind om Jesus te aanvaar, is omdat die wonde wat hy deurgegaan het, maak dat ons kan nie sien deur hierdie wonde nie, van die seer. Dit is moeilik om te sien hoe 'n persoon so gemartel word. Niemand wil so seer kry nie, maar ons moet verstaan, dat is nie nodig vir ons om daardie wonde te ervaar nie, van hy het dit ervaar, hy het dit gevat, hy het dit aanvaar, hy het dit op hom geneem, ter wille van ek en u.
Dis nie nodig dat jy mamma so baie in die drank verslaaf moet wees en jou kinders nalatig nie. Dis nie nodig papa dat jy jou huisgesin moet vernalatig en vir jouself gaan vind in die straat sodra jy klaar jou salaris gekry het wat jy verdien vir die week is nie baie nie, maar jy gaan mors dit op die straat. Dis nie nodig nie. As jy mamma en papa net Jesus kan aanvaar, dan sal jy sien dat hy is die een wat vir jou die deure en die vensters oop kan maak. Plaas jou fokus op die Here Jesus Christus en nie op mense wat vir jou kan help nie, nie op vriende wat vir jou kan help nie, wat jy dink hulle kan vir jou help nie, maar plaas dit op die Here Jesus Christus en wanneer jy jou gedagtes op hom plaas, dan sal hy vir jou uitweg gee. Die Bybel sê daar was 2 manne wat saam met die Here Jesus Christus gehang het, een aan sy linker en een aan sy regterkant. Die Bybel sê die een het gesê, ja, as jy dan die seun van God is, red jouself en ook vir ons, maar die ander een was dit wat gesê het, hy het gesê, Here, dink aan my wanneer u in die paradys kom. Hy sê, wanneer die Here dink aan 'n mens, die Here sê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Hy het gesê, it is finished daarna. Dink jy toe hy sê, it is finished, toe hy sê, dit is klaar, dit is gedoen, dit is volbring, toe kom eindig hierdie man wat gesê, dink aan my Here, wanneer u in die paradys kom, toe's daardie man saam met Jesus Christus. Daardie man het die een of ander wonderwerk nog nodig gehad nie, van Jesus het vir hom die woord gegee en gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus Christus is direk na die paradys toe. Hy is direk in die koninkryk van God. Hy is direk, hy gaan, die Bybel sê, net aan die regterhand van die Vader gaan sit. Jesus Christus is 'n werklikheid. Kom ek en u eer Jesus Christus vandag. Kom ons hou hierdie Paasnaweek, hierdie Easter tyd. Kom ons hou dit in gedagte dat dit gaan oor ons Here Jesus Christus wat vir ons sy lewe opgeoffer het. Kom ons aanvaar hom met al sy liefde. Kom ons aanvaar hom met al sy genesing. Kom ons aanvaar hom met al die herstelling wat hy kan doen. En kom ons kyk nie rondom ons nie, want Dawid sê so mooi, hy sê rondom Jerusalem is berge, maar ek weet die Here is daar. Alles daar, hoeveel berge rondom jou, moet jy weet in jou binneste, die Here is binne in my, die Here is in my hart, die Here is in my verstand, die Here is in my denke, die Here lewe binne in my, hierdie Jesus Christus lewe binne in ek en u. Paulus sê, hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Eers was ek verlore, maar nou is ek gevind. Mag die Here u seën met hierdie gedagte. Ek glo en vertrou, die Here kan iemand se lewe, u lewe verander. U jong man, jong dogter wat daar sit vandag en na hierdie program kyk, mamma, papa, die Here kan u lewe verander. Dit hang alles van u af. Die besluite is by u. Die Here seën u. Vader, ek dank u vandag vir u liefde deur hierdie boodskap, Here. Ek dank u vir u genade deur hierdie boodskap, my God. U genade, Here, is groot en wonderbaar. Ek dank u vandag, Here, dat u harte oopmaak, Here. Mense se lewens verander deur hierdie bemoediging, Here, deur hierdie bemoedigende woord van u, my God, Here. Ek bid en ek pleit die kosbare bloed van u, Here, oor elke hart en siel, en ek bid dat hulle u sal aanvaar, my God, Here, sodat hulle u krag, Here, kan ondervind en ervaar, Here, in die magtige naam van Jesus Christus, Here. Ek bid, Here, al die seëninge van u op elke siel, Here, elke persoon, Here, elke inluisteraar, elke kyker, my God, in Jesus naam. Amen en amen.